van die Here spreek vanoggend tot ons uit 'n baie bekende boek uit die boek van Ester uit. 'n Interessante feit van die boek Ester is dat daar word nie na die Here verwys in hierdie boek nie, maar dit beteken nie hy is nie deel van hierdie boek nie. Hy is tot die volmaakte outeur van die onfeilbare woord van God en hy openbaar ook iets hier van sy getrouheid aan ons, maar ook dat ja, selfs al probeer die mense hoe hulle lewens te beplan, op die einde van die dag is God die een wat sal voorsien, en daaruit kom dan ons tema ook vanoggend se prediking, en dit is al lyk dit hoe onmoontlik God sal voorsien. En ons kan in baie gedeeltes fasette van ons lewens terugkyk en sien dit is die waarheid, die Here het alreeds voorsien. En ons gaan saam lees Ester 4 uit. Ek gaan nie nou te veel stilstaan by die geskiedenis nie, ek glo die meeste van ons ken hierdie baie bekende verhaal, maar ons gaan vooral fokus op hoofstuk 4 en wat hier besig is om te gebeur. God bevind homself in 'n verskriklike moeilike situasie en dan leer ons ook iets van God se grootheid uit hierdie gedeelte uit, waar sonder ek en jy en hierdie gemeente van HB Kerk Standerton nie kan. Ons het hom so nodig vir vandag, ons het hom so nodig vir môre en oormôre, die res van die week, die maand, die jaar en elke dag van ons lewens. En ek dink dit is wat die boek Ester ook vanoggend vir ons kom leer, is dat die Here het die dag van môre in sy hand. En dat 'n mens daardie vertroue begin plaas in die Here vir alles. Nou, ons gaan saam lees Ester 4, maar voor ons saam lees in die lewende boek van die Here, kom ons verenig saam in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook op hierdie oggend as 'n gemeente, broers en susters in die geloof, saam te kan wees hier in die kerk. 'n Aanbiddingsplek wat U vir ons gegee het, uit genade uit, dat ons ook by mekaar kan kom en hierdie heilige oomblik saam beleef, en U teenwoordigheid saam te wees, U stem baie duidelik saam te hoor, maar ook om mekaar by te staan, vir mekaar te bid, mekaar te help, om werklik op hierdie godsalige weg te wandel, waar dat ons elke dag van ons lewens geroep is. En dit is om te wees wat U ons van die begin af wou gehad het om te wees, beelddraers van die enige ware lewende God. En help ons, Here, om dit te wees, help ons, Here, om met ywer daarna te streef, help ons om in die woord uit te leef, help ons, Here, om U te verheerlik, om elke hoek en draai. Ons weet die wêreld sê, ons moenie met die Bybel op ons mou loop nie, maar tog verwag U dit van ons, om die woord so goed te ken, dat ons dit tydig en ontydig kan toepas, gebruik, en sodoende ook seker kan maak, dat elke woord wat ons spreek, elke gelykenis wat ons na verwys, op goeie grond sal val, en dit sal groei tot bruikbare vrugte, nie net hier in die tydelike lewe, hier in die kerk of in ons gesinne nie, maar ook in die groter prentjie, dit is in U koninkryk. Ons is so bevoorreg, Here, om vanoggend hier te kan wees, en met sekerheid in ons harte, kind, klein en groot mens te kan sê, ons is U kinders, ons het 'n Vader wat in die hemele is. En ook weet ons, Here, dat deur strukture openbaar U Uself aan ons, en dit is ook vir ons 'n baie mooi en bevoorregte geleentheid om op hierdie Moedersdag ook in die kerk te kan wees. En moeders, dan dink ons ook aan al die vrouens, ons dink aan tannies, ons dink aan oumas, ons dink aan moeders en susters, en elkeen wat 'n bydrae lewer in mekaar se lewens, en veral ook in die kinders se lewens. Ons dank U, Here, dat U in U alwetendheid en U soewereinheid so ver gegaan het om sulke gesinsstrukture en kosbare moeders te gee. Vrouens wat met 'n mooi atmosfeer en gesindheid ook U woord openbaar. Ons dra hulle aan U op, Here, en ons bid ook dat U hulle sal sterk maak in hierdie tyd, vir hulle die wysheid sal gee wat hulle nodig het, om ook die kinders goed te versorg en op te voed, maar ook om hier in die kerk deel te neem aan die aktiwiteite met meelewing en opgewondenheid, en ook om hulle mans by te staan. Dit is die struktuur wat U vir ons gestel het, en ons dank U, Here, wat ons weet, wanneer ons ook in hierdie strukture wandel, dan sal ons ook, die grootheid van U plan, U genade en U liefde beleef. Waar ons dan vanoggend stilstaan by die woord, bid ons dat U ook deur die verhaal van Ester met ons sal spreek, en dat elkeen van ons ook begrip sal toon vir dit wat hier gebeur, want dit is so gereeld besig om in ons eie lewens te gebeur. Ons vra, Here, dat U ons dan ook sal seën met die openbaring van die skrif, die uitleg daarvan,
Ons bid vir ontvanklike harte, dat ons sal verstaan wat U sê. Ons dankie vir die voorreg wat ons het, om ook na 100 jaar op die kansel vanoggend die Bybel in Afrikaans te kan lees, en in Afrikaans te kan praat, en in Afrikaans te kan aanbid, en in Afrikaans te kan preek, en deel te wees van 'n Afrikaanse kerk. U hand is duidelik sigbaar ook in ons volksmond se geskiedenis, en ons dank U daarvoor, ons eer U daarvoor, en ons prys U daarvoor. Mag dit ook wees vir die volgende 100 jaar en die eeue wat kom, dat ons U hand sigbaar ook in ons volk se toekoms sien. Baie dankie dat ons dan die Bybel het tot ons beskikking, die woord, ons bid vir die Gees, is die een wat dit vir ons verstaanbaar sal maak, in Jesus naam, deur die inwerking van die Gees, bid ons dit. Amen. Ons gaan dan voort met saam lees daar Ester 4, en ons lees die hele hoofstuk, dit is 17 verse, 17 verse, ek wil net vanaf by lees geplaas. Ons luister dan saam na die woord van die Here soos wat ons dit kry in Ester 4. Mordekai verneem alles wat gebeur het. En Mordekai sy klere geskeur en 'n roukleed aangetrek, en daar was as op sy hoof, en hy het uitgegaan dwars deur die stad en hardop en bitter geskreeu. So het hy dan tot voor die poort van die koning gekom, want niemand het met 'n roukleed aan die poort van die koning mag ingaan nie. In al die provinsies waar die bevel van die koning en sy wet ook al aankom, was daar groot rou onder die Jode, met vas en geween en rouklag, baie het sak en as onder hulle uitgesprei. Toe die meisies van Ester en haar hofdienaars kom en haar dit meedeel, was die koningin baie beangs. En sy het klere gestuur om Mordekai dit aan te trek en om sy roukleed van hom weg te neem, maar hy dit nie aangeneem nie. Hierop roep Ester Hatag, een van die hofdienaars van die koning, wat hy in haar diens gestel het, en beveel hom om na Mordekai te gaan, om te verneem wat dit beteken en waarom dit gebeur. En Hatag het uitgegaan na Mordekai, na die stadsplein wat voor die poort van die koning gelê het. Toe deel Mordekai hom mee alles wat hom oorgekom het, en die juiste bedrag van die silwer wat Haman beloof het, om in die skatte van die koning af te weeg, as prys vir die Jode, om hulle uit te roei. En hy het hom 'n afskrif gegee van die bevelskrif, wat in Susan uitgevaardig was, om hulle te verdelg, sodat hy dit aan Ester kon wys, en haar die saak kon meedeel, en haar kon opdra om na die koning te gaan, om hom genade te vra, en by hom 'n voorspraak te wees vir haar volk. Daarom het Hatag ingegaan, en die woorde van Mordekai aan Ester meegedeel. Toe sê Ester vir Hatag, terwyl sy hom 'n opdrag gee aan Mordekai: al die dienaars van die koning en die volk van die provinsies van die koning, weet dat vir elke man of vrou wat na die koning in die binneste voorhof ingaan, sonder dat hy geroep is, een en dieselfde wet geld. Hy moet gedood word, behalwe wanneer die koning sy goue scepter na hom uitsteek, dat hy mag lewe. Ek is nou al 30 dae lank nie geroep om by die koning in te kom nie. En hulle het die woorde van Ester aan Mordekai meegedeel. Daarop sê Mordekai dat hulle Ester moes antwoord: verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, waar jy en jou familie sal omkom. En wie weet, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Toe sê Ester dat hulle Mordekai moes antwoord: gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vind is, en vas julle om my ontwil. En julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lang, nag en dag. Ek ook met my dienaresse sal net so vas. En so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie. En as ek omkom, dan kom ek om. En Mordekai het heen gegaan en gedoen, net soos Ester hom opgedraai het. Tot sover die skriflesing en die woord van die Here. Maar elkeen wat die woord vanoggend gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef, en sy daaraan opsluit en daarvolgens gaan lewe. Ek sal so kortliks in die prediking aandag gee aan so 'n bietjie van die agtergrond, dat jy ook verstaan wat wet hierna verwys word en uiteindelik ook wat dan gebeur. Ek wil net vir ons hierso vers 11 lees. Wat belangrik is dat hier genoem word dat hy mag lewe en Ester wat dan sê, en ek is nou al 30 dae lank nie geroep om by die koning in te kom nie, en dan uiteindelik ook
hierdie baie belangrike boodskap wat Ester ontvang, waar gesê word, met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het, die klem word gelê op wie weet of jy nie eintlik dan nou die ideale persoon is wat kan gebruik word tot die verlossing en die uitkoms van die volk nie, en daarna sê Ester dan ook vir hulle dat die volk moet gaan vas, hulle weerhou van eet en drink vir 3 dae, om haar op te dra aan die Here, want sy gaan dan nou voor die koning verskyn, sonder dat sy mag, en ons sal dan kortliks in die preek ook daaraan aandag gee. Nou, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons wees eerlik met onsself, daar is tye in ons lewens, waar alles rondom ons bloot net donker lyk. Jy kyk vorentoe, jy staan stil, jy kyk na die toekoms, jy kyk na jou finansies, jy kyk na jou gesondheid, jy kyk na jou gesin en jy sien geen uitkoms nie. Jy kyk na jou omstandighede en dit voel werklik of jy verdrink, of alles rondom jou donker is. Jy bid, jy doen wat die Here van jou vra, maar die hemel voel amper soos koper, koud, stil, en jy kry geen antwoord nie. Dit is in hierdie oomblikke waar ons harte vra, Here, waar is U? Here, het U van ons vergeet? Here, is daar vir ons 'n uitkoms? Is daar vir ons 'n oplossing? Gaan U voorsien? Oomblikke wat ons baie goed ken, daar's dalk van ons wat nou tans vasgevang is in so 'n oomblik. Maar juis in so 'n oomblik is daar 'n verhaal in die Bybel wat soos 'n helder ster in die nag skyn. Die verhaal van Ester, 'n jong vrou, 'n gewone Joodse meisie wat weggevoer was in ballingskap en wat deur God op 'n buitengewone manier gebruik word. Wanneer die volk van God met uitwissing gedreig word, wanneer alles vorentoe totaal en al verlore en donker lyk, voorsien God. En nie op Ester se tyd nie op Mordegai se tyd nie, maar op sy perfekte tyd. Op sy perfekte genadetyd verander die Here in 'n oogwink alles, eens verlore gelyk, selfs geklink het, word iets om na uit te sien, prikkel die opgewondenheid in die volk en selfs ook in die mense. Nou die verhaal van Ester speel af in 'n vreemde land. Die volk bevind hulle self as bannelinge in Persië. Hulle is weg van hulle land, hulle is weg van hulle tempel, hulle is weg van alles wat vir hulle heilig is en alles wat vir hulle bekend is. En dis juis in hierdie oomblik van die volk se bestaan, tydens hierdie slegte tydperk van die volk, waar koning Ahasveros 'n wet onderteken het, aangehits deur die bose Haman, om die hele Joodse volk op een dag uit te wis. 'n Wet wat geonderteken is as 'n volksmoord met goedkeuring. Die hele volk, die papas en die mamas, die oupas en die oumas, die kinders, selfs die babietjies, die hele volk op wrede maniere uitgeboor word. Dit het finaal en onveranderbaar gelyk. Geen menslike plan kon dit keer nie, want as die koning dit geonderteken het, is dit wet en dan mag dit gebeur. Geen menslike mag kon dit stop nie. Hulle het geen plan of uitkoms gesien of beleef nie. En Haman het so ver gegaan om reeds die presiese dag van die uitwissing te bepaal dat hulle voorbereid kan wees, die wrede volk wat die volk van die Here sal uitmoor op 'n volksmoord. Die dag en die datum was vas gewees. Dit was geonderteken gewees. Dit gaan verseker gebeur.
En niks wat Ester, niks wat die mense van die volk, die geleerdes, die wyses, die oudstes kan doen, kan dit verander nie. Hulle het ook nie tyd om te vlug nie, hulle is nie in daardie posisie nie, hulle is al reeds gevangenes onder die hand van 'n baie sterk en 'n wrede nasie. En daarom skeer Mordegai sy klere van sy lyf af en hy trek rou klere aan, want dit is vir hom 'n moeilike posisie. Hy begryp wat besig is om te gebeur. Hy begryp wat is besig om voor die volk af te speel. Ester was self koningin gewees, maar self sy is magteloos. Maar dit is nou al 30 dae. 30 dae dat die koning haar nie geroep het om by hom te kom nie, sodat sy met hom kan praat nie, sodat sy die volk se lot kan verander nie. Die wet was baie streng in daardie tyd, as jy sonder uitnodiging of goedkeuring met die koning praat, of in die koning se teenwoordigheid verskyn, dan was dit gereeld gewees dat jy met die dood betaal het. Want die koning alleen het eintlik al God gespeel oor die mense. Hy gee jou toestemming om selfs net in sy teenwoordigheid te wees. Nie eers te praat of van die kant af te skreeu nie, net om ongenooid op te daag, was genoegsaam om jou die doodsvonnis op te lê op 'n baie wrede manier. Ek wil amper so ver gaan deur om te sê dat as ons dan nou daar moes staan op hierdie dag, dat daar die wet geonderteken is, en ons weet wat is besig om beplan te word, en wat gaan gebeur met ons, dan sou ons sekerlik ook saam met die volk van die Here gesê het u van ons vergeet? Is die Here dan nou werklik weg? Hou hy sy hand dan nou werklik vir ons toe? Is daar dan geen uitkoms nie? Ons sou sekerlik saam met die Jode hier in Ester 4 gesê het, dit lyk na 'n onmoontlike saak. Daar is geen uitweg nie, geen mens en die mag om die volk se plan, se toekoms te verander nie. Dit is hoe ons voel ook wanneer ons hierdie gedeelte van Ester ook so mooi lees. En tog, juis in daardie donker uur met hierdie moeilike, dodelike situasie wat oor die koppe van die Jode hang, hoor ons Mordegai se woorde aan Ester. Wie weet, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot koninklike waardigheid geraak het nie. Mordegai sê nie vir Ester, hoor jy is nie die koningin nie. Jy is die sterk vrou nie, jy is die enigste een wat toegang het tot die koning nie. Jy moet nou vir ons gaan uitkoms gee nie. Jy moet nou ons omstandighede verbeter nie. Jy moet nou ons laste ligter maak nie. Jy moet nou vir ons 'n oplossing wees nie. Dis nie wat Mordegai sê nie, hy sê dit so mooi, wie weet? Wie weet, Ester? Wie weet? Dit is geloof wat hoop in die absolute onmoontlike. Geloof dat God besig is. Geloof dat God aan die werk is. Geloof dat God nog steeds aan die stuur van sake is. Selfs al is hy dalk vir 'n oomblik stil. Dalk vir 'n oomblik tree hy nie op soos jy graag sou wou gehad het nie. Hierdie woorde is 'n ligstraal in die donker. Mordegai sê vir haar, jy dink jy is net 'n gewone mens, maar dalk het God jou juis op hierdie plek gesit, in hierdie tyd met hierdie posisie, sodat jy kan deel wees van God se voorsiening, van God se oplossing, van God se uitkoms en God se voorsienigheid. En wat gebeur toe? Ek glo die meeste van ons ken hierdie verhaal van Ester al baie goed. En dan kom daar 'n pragtige, mooi draai, 'n goddelike wending of verandering. Ester sê, gaan heen, gaan versamel al die Jode en vas om my ontwil. Met ander woorde, sy wend haarself in hierdie moeilike tyd, in hierdie hartseer tyd, in hierdie onsekere tyd tot God. Sy erken, hierdie situasie is groter as sy, al het sy hierdie amp van koningin. Maar sy bely, God is groter as hierdie situasie.
God is groter as hierdie probleem. God is groter as hierdie wetgewing. En ons weet hoe dit eindig. God gebruik daar, die koning hou sy scepter uit oor, die planne van Haman word omgekeer, die Jode word gered, God het voorsien. 'n Mooi verhaal van Ester, daar wat ons in hoofstuk 8 kan julle gaan lees, hoe dit alles met hom verander het, en die wonder van God se betrokkenheid, en God se deelname en ingryp ook in die volk se geskiedenis, en in die volk se lewe, en binne in daardie oomblik. Ester se verhaal, wat ons lees en mooi ken, is nie maar net bloot geskiedenis of 'n geskiedenisles nie, dis ook 'n wonderlike, goddelike profesie, 'n prent van 'n groter waarheid, die mensdom, my en jou verlore toestand, sonder God se ingryping, is ons as mense verlore. Net soos die Jode gedreig is met uitwissing, so het die sonde ons ook gedreig met ewige skeiding van God. Die wet het gestaan. Die loon van die sonde is die dood. Daar was geen uitweg nie. Daar was geen mens wat 'n tree kon gee in 'n pad nader aan die Here nie. Daar is geen mens wat goed genoeg kan wees om gered te word nie. Daar is geen goeie werk, goed en suiwer genoeg om die redding te verdien nie. Dit het gelyk, as ons die Bybel lees, asof daar geen hoop is nie, ja, ook ons, het ons al bevind in so 'n situasie. Maar God, die God wat ons ken, die God wat ons aanbid, die God wat ons van lees hier uit die Bybel uit, hy het voorsien. Hy het opgedaag en opgetree, net soos hy Ester op die regte tyd, op die regte plek gesit het, het hy sy seun Jesus Christus op die volheid van die tyd na die wêreld gestuur. Hy het gekom, nie as 'n koningin of 'n koning met 'n sterk ambt nie, maar nie in 'n paleis nie, maar as sy knegt, 'n nederige man van pyn, om met sy aardse bediening, om met sy lewe, om met sy bloed te voorsien. Waar Ester gesê het, as ek omkom, dan kom ek om, het Jesus gesê, ek moet sterf, ek wil sterf, vir jou redding, vir jou lot, dat daar verandering, vernuwing, 'n nuwe identiteit vir jou kan wees, sodat jy kan leef. Ester het gegaan daar in die koningshuis, en sy het haar lewe gewaag. Maar wat ons in Jesus se lewe sien, is hy het sy lewe gegee. Soos môre daai vir Ester gesê het, wie weet of jy nie vir 'n tyd soos hierdie gekom het nie, so sê God die Vader vir jou en my vandag, vanoggend, in ons omstandighede, ek het voorsien in my seun, Jesus Christus, vir jou tyd, vir jou redding, vir jou lewe. Gebeur so gereeld. Ons as predikante ervaar dit so gereeld, veral by 'n sterfbed of by 'n siekbed. Mense wat deur moeilike tye gaan, wat gekonfronteer word met slegte teëspoed en omstandighede, hierdie gevoel van, ek kan nooit hemel toe gaan nie, ek is te sondig, my verlede is te sleg, my hart is te hard, ek is nie geestelik genoeg nie. Kyk na jou lewe in die spieël, gaan meer dan God se wet. Dit lyk onmoontlik dat selfs jy gered kan word. Dit lyk onmoontlik dat daar selfs vir jou hoop is. Dit lyk onmoontlik dat daar selfs vir jou uitkoms is, ek swak, sondige, ellendige mens. Want die Here kom deur selfs hierdie verhaal van Ester, deur sy seun Jesus Christus, en kom sê vir jou, maak oop jou oë. Ek het voorsien. Ek het uitkoms gegee. Ons redding is nie gebaseer op ons eie planne nie, maar op God se genadeplan. En net soos die koning se scepter na Ester uitgestrek is, strek God sy genade uit na jou en my toe in hierdie gemeente van AP Kerk Standerton. Het ons die voorreg om dit te beleef. Ook ons kan nie in die teenwoordigheid van die Here staan en bly leef nie. Ook ons kan nie voor sy aangesig neerbuig en bly leef nie.
Verstaan jy hoe wonderlik is dit nie dat die Vader sy scepter van genade uitstrek oor jou lewe. Hier sit ons vanoggend in die Vader se teenwoordigheid. Ons beleef dit elke dag van ons lewe nie en ons bly staande. En selfs vanoggend in hierdie hopelose tyd waarin ons onsself bevind, beleef ons as ware gelowiges, gereformeerde gelowiges, hoop, uitkoms, uitweg, en selfs 'n beter lewe. Die Vader gaan so ver om nie net sy scepter oor ons uit te strek nie, maar sy seun se bloed oor ons te besprinkel, en dit val op ons. Nie terloops of toevallig nie. Met keuse, met besluit, in jou lewe, dat jy die voorreg kan geniet om gered te word. Kyk rondom jou, wees eerlik met jouself. Ons lewe in 'n tyd waar soveel mense moedeloos is, en waar soveel dinge in ons lewe en in ons bestaan absoluut onmoontlik lyk. Ons voel selfs asof geloof in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie vir ons uitweg is nie. Nie vir ons meer 'n uitkoms is nie. Jy kyk na die ekonomie, en jy raak bang, en jy raak angstig. Jy kyk na die politiek, jy kyk na die land, jy kyk na die wêreld, en die geweld, en jy vra jouself, waarheen gaan ons? Jy kyk na jou eie siel, jy kyk na jou wese, jy kyk na jou mens, jy kyk na jou sonde, jy kyk na jou oortreding, en jy voel koud, jy voel leeg, jy voel uitgeput. Jong mense wonder of hulle 'n toekoms het in hierdie land. Gesinne breek onder finansiële druk, om nie eers te praat van siektes, depressie, daaglikse dodelike diagnoses en angs nie. Dit is oral. Maak nie saak met wie jy praat nie, daar's 'n lyn wat altyd teruggetrek word na een van hierdie slegte emosies of ervarings. En dan kom die groter vraag nog, wat ons die afgelope tyd baie mee gekonfronteer word. Sal ons taal oorleef? Sal ons kultuur oorleef? Sal ons geloof bly staan? Sal ons kinders en ons kinders se kinders en hulle kinders die voorreg geniet om in Afrikaans te kan aanbid, in Afrikaans te kan Bybel lees, in Afrikaans die Here te kan loof en die Here te kan prys? Sal ons kinders en ons kinders se kinders en hulle kinders, die volgende geseënde geslagte, nog kerk toe gaan, nog by mekaar kom en die aangesig van die Here soek en bereid wees om hulle self te verneder dat die Here verhoog kan word? Dis die groot en die belangrike vraag. Afrikaans, ja, ons taal het ook 'n geskiedenis. En as ons na die geskiedenis kyk, dan was dit maar 'n klein ou dun takkie, want 'n eeu gelede is daar gereeld deur die akademici en mense gesê dat hierdie taal sal nooit kan bestaan nie, hierdie taal sal nooit kan oorleef nie, dit is 'n taal sonder 'n toekoms. Maar hierdie afgelope week het ons die voorreg gehad om te kan sien in ons taal, in ons kultuur, in ons identiteit en in ons volksmond het die Here reeds voorsien. Afrikaans is nou 100 jaar oud. Dit is nie met mense se krag en wysheid, dit het nie mense se krag en wysheid nodig gehad nie, want dit was reeds in die hand van die enige ware lewende God, die een wat in beheer is van gister, vandag en selfs ook môre. Ja, ons leef dalk in 'n moeilike tyd, maar net soos in Ester se tyd, het God nie verander nie. Hy voorsien in stilte, ja, in klein dinge, in mense wat hy op plekke sit, en omstandighede wat hy toelaat oor jou lewe, net soos Ester en Mordekai die volk van die Here beleef het, vir 'n tyd soos hierdie waar ons onsself nou bevind. Dink aan jou eie lewe vir 'n oomblik. Dalk sit jy vanoggend hier in die huis van die Here, is 'n medegelowiges, en jy voel, ek weet nie of die einde van hierdie maand gaan oorleef nie. Ek weet nie of ek op die einde van hierdie jaar gaan 'n werk hê nie.
Weet jy of op die einde van die jaar nog aan staande bly nie? Dalk sit jy vanoggend hier met 'n donker wolk oor jou. My kind is op 'n verkeerde pad. Ek het al alles probeer. Alles! En dit werk nie. Dalk is daar 'n emosionele wolk oor jou vanoggend. As jy jouself bevind, dan huil jy. Elke aand, elke oggend, jy sukkel om op te staan. Jy voel moedeloos, jy voel hopeloos. Daar is nie 'n rustigheid en 'n kalmte in jou gemoed nie. Dalk beleef jy dit as gevolg van baie redes. Familietwis, siekte, diagnoses, oeste, besighede wat sukkel. Dalk sit jy vanoggend hier in die huis van die Here met 'n groot kraak in die fondasie van jou huwelik. My huwelik is op die rotse. Ek weet nie, ek probeer reg te bid, reg te leef, reg te doen. Maar ek weet nie, ek sien nie uitkoms nie, ek sien nie die lig aan die einde van die donker tonnel nie. Al sit jy vanoggend hier en jy sê vir jouself, as jy doen die preek alweer oor hierdie, die Here sal voorsien, maar ek bid al lank en ek vra vir antwoorde, ek smag en smeek na die stem van die Here in my lewe. Maar ek hoor dit nie. Ek sien dit nie. Ek ervaar dit nie. God bly stil. Vandag wil ek vir jou sê, soos môre daai vir Esther gesê het, wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie waarin jy nou tans in jou lewe is, hier is nie. Wie weet of God jou nie juis deur hierdie pad neem, sodat jy sy voorsiening kan sien en sy voorsiening kan beleef nie, of meer nog, hy jou vir sy voorsiening gebruik, dat jy dalk die pion op die skaakbord is, wat 'n belangriker werk as die koningin en die koning het. Dalk gebruik die Here jou so, ons sien dit net nie raak nie, want ons hou onsself blind vir die hand van die Here in ons lewens. Jou situasie mag nou hopeloos lyk, maar God is nie klaar nie. Jou antwoord is dalk nie môre nie, maar dit is op pad. Soms laat hy ons deur die donker gaan, soms laat hy ons deur die seer gaan, soms laat hy ons deur die hartseer gaan, deur die lyding gaan, deur die vrees gaan, deur die angs, deur die benoudheid. Maar hy los ons nooit nie. Hy is besig om 'n pad te maak daar waar daar nie 'n pad is nie. Esther se verhaal leer ons baie duidelik. God is reeds in jou toekoms. Ons kyk vorentoe en ons sien niks nie, maar onthou net een ding, God kyk van bo af en hy sien alles. Hy weet alles. Die toekoms, die môre, die oplossing is in sy hande. En ek wil afsluit. Ek weet nie wat in jou lewe nou donker voel. Jou omstandighede, jou emosie, die onsekerhede wat jy beleef. Ek weet nie, maar ek weet dit. Dit lyk dalk nou vir jou onmoontlik. Dit lyk dalk vir ons onmoontlik, maar God sal voorsien wat hy het. Esther was 'n jong meisie, bang en onseker, maar sy het op God vertrou en God het voorsien vir haar volk en vir hulle toekoms. Mag jy vandag hoor, en hierdie woord van die Here uit, jy is nie alleen nie, jy is nie sonder hoop nie, jy is op 'n plek, in 'n tyd, met 'n doel, en God is besig om te voorsien. Jy kan dalk nie, maar God kan. Jy weet dalk nie, maar God weet altyd. Amen. Kom ons dan. Liefde vir die Here en Hemelse Vader, baie dankie dat U deur die lewe en die getuienis van Esther ook met ons vanoggend gespreek het, waar ons die lyn ook kan trek oor die volmaakte uitkoms, en dis Jesus Christus vir elkeen van ons se lewens. Daar's baie dinge wat ons kan opnoem, lyste van dinge wat onmoontlik lyk en onseker lyk, en ons weet nie wat kant toe nie. Want dis juist daardie dinge wat ons hoor van U afhaal. En mag ons ook werklik in tye soos hierdie vanoggend na U toe uitreik, en met die wete, Here, U sal voorsien, want U het al reeds so baie voorsien. Ons weet ons het U so nodig, en mag ons weet, Here, dat U altyd in beheer is, dat U altyd in stuur van sake is, dat U ons nooit teleer sal stel, want U sal ons nooit bo ons kragte versoek. Jesus naam met ons deur die werking van die Heilige Gees. Amen.